Goeiemôre broers en susters. Het is lekker om so saam met julle te wees op hierdie koue dag. Ons bid dat die Here ook vanmôre so saam met ons hier sal wees en dat ons ook deur sy genade sy teenwoordigheid sal beleef en dat ons die woord in ons harte sal kan bære en dat die woord vir ons regtig kragtig sal wees in ons harte en in ons lewens. Geliefdes, kom ons raak stil voor die Here. Ek het hier 'n prentjie saamgebring wat ek hier op die skerm gooi. Ons gaan bietjie oor hierdie prentjie met mekaar ook onder 'n andere saam gesels as ons so die woord vanmôre met mekaar deel. Kom ons raak bewus van dit wat binne in ons is vanmôre en ons gee dit oor aan die Here. Ek gaan voor en dan antwoord ons as 'n gemeente daarna. God sal sy gees laat kom op al die mense. Ons seuns en ons dogters sal as profete optree. Ons ou mense sal drome droom. Ons jong mans sal visioene sien. In daardie tyd sal ek my gees laat kom, selfs op die wat nie in aansien is nie. Strome lewende water sal uit ons binneste vloei. Geliefdes, genade en vrede vir julle elkeen vanmôre. Mag die Vader in die Here Jesus Christus deur die kragtige werk en teenwoordigheid van die Gees julle lewe volmaak met sy teenwoordigheid. Ons gaan so 2-3 liedere saam sing. Kom ons begin. Dankie dat jy vir ons begelei, Annetjie. Here Redder groot en magtig, U oorskou ons lewenspad. En U liefde en genade het U ook ons hand kom vat. Hierdie leiding bring bevryding, U het ook my hand kom vat. U het ook my hand kom vat. U my redder groot en magtig, U het my ook raak gesien. Ek is feilbaar, swak en onseker, toch wil ek U dankbaar dien. U het my Here, U is Here, vas kan ek op U vertrou. Vas kan ek op U vertrou. Lei my hier na die bestemming en U voert my opgedra. Laat my lief en werk met vreugde, want dit sal volharding vra. Hierdie leiding bring bevryding, al ons skuld het U gedra. Al ons skuld het U gedra. Ek roem U naam, ek wil graag sing, ek wil U hier, U hulde bring, want daar is trou en liefde by U hier. Ek wil voor U almal buig, met my hele hart getuig van U groot ontferming, genade versterking.
diepste nood bring ek voor U. Ek bid tot U, ek vra U hier, sien my tog raak, genees my grootste seer. Ek wil voor U almag buig, met my hele hart getuig van die groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. My hande hef ek op na U, ek loof U naam en buig voor U, want U is hier, die koning van my hart, en ek dien geen afgod nie, en niks is meer belangrik nie, as dat U my hart regeer. Daar is geen plek vir ander nie, voor U, o Heer, lê ek nou my lewe neer. O Koning Heer, ek wil U eer, U naam besing, U hulde bring, want U, o Heer, bly altyd in beheer. U wil ek my lewe wy, genaamsaam my in U verbly. Laat my lied 'n loflied wees, aan U, o Vader, Seun en Gees. Ek wil U roem, Vader noem, my God en Heer. U wil ek my lewe wy, gehoorsaam my in U verbly. Laat my lied 'n loflied wees, aan U, o Vader, Seun en Gees. Ek wil U roem, Vader noem, my God en Heer. Ek wil U roem, Vader noem, my God en Heer. Vader, ons kom vanmôre in diepe afhanklikheid om voor U te wees. Dankie dat ons kan weet dat U reeds vanmôre vir ons gewag het hier in die kerkgebou. Dankie dat U deur die Gees en die Here Jesus reeds vir ons U arms oopgemaak het, sodat ons in U teenwoordigheid kon instap vanmôre. Dat ons kon ervaar dat U hier teenwoordig is, en dat U deur U genade werk vir ons kom oordek met U liefde en U teenwoordigheid. Vader, dankie dat ons kan weet dat U liefde vir ons 'n ewige liefde is.
'n liefde is wat nooit ophou nie, nooit klaar raak nie, nooit wegraak nie. Dankie dat U gedurig deur met U liefde vir ons ontmoet. Dankie dat U soos 'n aardse Vader ook vir ons in ons gees teen U vasdruk, ons op U skoot tel en U liefde in die Here Jesus deur U gees in ons ore fluister. Here Jesus, ons dank U vanmôre dat U gekom het en ons losgekoop het en ons God se eiendom gemaak het. Dankie Here Jesus dat U vir ons intree daar waar U is in die hemel aan die regterhand van die Vader. Dankie dat U elke keer wanneer ons verkeerd doen, U teleurstel, ongehoorsaam is en nie luister nie, dat U ons saak voor die Vader bring. En dat dit wat U vir ons aan die kruis gedoen het, die soenverdienste, die onverdiende guns van God in Christus, vir ons kragtig 'n werklikheid is. Heilige Gees, dankie dat U gekom het. Dankie dat U ons kom vervul en dat U ons lewens vul met U teenwoordigheid. Ja, ons is as U kinders gedoop. En daarom is die Gees U in ons binneste. Maar dankie dat U ook 'n bediening het waarmee U ons elke dag kom bedien. En daarom bid ons vanmôre dat U self vir ons U hart en U bediening sal openbaar ook vandag. Ons bid vir hulle wat siek geword het. Vader, vir hulle wat by 'n graf is en in rou smart is, nie net vir Marizel nie, Marlies nie, maar dan ook vir ander, wat nog in hulle harte stikkend en seer is, oor geliefdes wat gesterf het. Dankie dat U ons vertroos, Heilige Gees. Wil U vanmôre vir ons genade gee om U woord te ontdek, elke dag, in elke omstandigheid, wat in ons lewe na vore tree. Ons gee onsself oor, sodat U woord in ons lewend en kragtig is, en vrug dra, 160 en 30voudig, soos wat U woord dit sê. Maak U woorde vir ons oop en lewend, Here. Amen. Geliefdes, ons gaan 'n gedeelte lees uit Johannes hoofstuk 14. Is 'n baie bekende gedeelte, dink ek. Ons het die afgelope tyd met mekaar gepraat hier van Pinkstersondag af oor die Heilige Gees en sy teenwoordigheid in ons lewe en dit wat die Heilige Gees in ons lewe doen. So ek bou 'n bietjie verder voor daarop. En julle moet vir my help en vir my bid asseblief, want ek wil graag oor die gawes van die Gees ook praat, soos wat ons aan die gang kom. Gee dat die Here vir my sal begelei om dit te doen soos wat dit op sy hart is vir hierdie gemeente. So vanmôre wil ek vir julle lees net 2 verse uit Johannes 14. En dit gaan oor die feit dat die Here Jesus vir sy disippels gesê het, hier van Johannes 12 af na 13 toe, dat hy weggaan. Dat hy gaan na 'n plek toe waar hulle nie kan kom nie. En ons weet dit gaan oor sy dood en sy sterwe en sy feit dat hy opgewek word en opvaar na die hemel toe ensovoorts. Maar dan sê die Here Jesus vir hulle, hy los hulle nie as weeskinders agter hier op die aarde nie. En dan sê hy die volgende woorde: Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees. Naamlik
die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek is weer met hierdie prentjie vanmôre voor julle. Hierdie prentjie kom uit 'n situasie waar iemand nodig het dat iemand anders namens hulle sal optree en sal praat. En my tema, of ons tema vanmôre het ek dit geneem en gesê, die Heilige Gees, die Parakletos. Nou Parakletos is 'n Griekse woord, wat ons probeer om te vertaal, en ons sal net nou daarby uitkom. Maar ek het die Griekse woord hier geskryf, die Heilige Gees, die Parakletos. En as ek nou vanmôre daarmee begin, dan wil ek hierdie vraag vir ons elkeen kom vra. Moes iemand al ooit namens jou saak stel en jou verdedig? Dink net vir 'n oomblik oor jou lewe. Moes iemand al ooit namens jou saak stel en jou verdedig? As ek oor goed te dink, dan dink ek onder andere aan 'n keer toe ek dink ek was graad 1 of graad 2, by die hoof se kantoor moes aanmeld oor 'n ding wat gebeur het. Ek kan net dink, as ek terugdink oor hoe het ek gevoel en wat het ek beleef en hoe benoud ek was, want ek moes hier gaan staan voor iemand wat groot is en baie gesag het. My ouers was nie daar nie, so ek moes maar alleen gaan. Dit gebeur vandag op baie plekke in die alledaagse lewe dat mense aangekla word. Dat mense in 'n situasie kom waar hulle iemand nodig het om net hulle saak vir iemand anders te verduidelik of voor te stel. En om by Parakletos uit te kom, moet ek teruggaan en vir julle sê hoe dit was in daardie tyd toe die Here Jesus gelewe het. En dan, baie van hierdie dinge is vandag nog steeds so in ons strafwêreld, in die howe ensovoorts. Daardie tyd was daar 'n klomp stukke furniture, wat is dit nou in Afrikaans? Meubels, kan jy nou glo? Dat ek Engels nou onthou en nie Afrikaans. Daar was die regtersbank, maar dan was daar veral 2 stoele, wat baie belangrik was, in enige hofsitting. Die aangeklaagde se stoel, waar hy of sy gesit het, en dan was daar 'n ander stoel, waar die Parakletos gesit het. En die Parakletos, as 'n mens dit eenvoudig net direk sal probeer vertaal in Afrikaans, beteken advokaat. Iemand wat iemand anders verdedig. En daarom het ek gevra, as dit dan gaan hier oor hierdie woord Parakletos vanmôre, wat die Here Jesus sê, ek sal vir julle 'n ander Parakletos stuur, dan is dit belangrik om net vir mekaar 'n bietjie te vra, of te sê, wat beteken hierdie woord? En nou Parakletos beteken, en dis
opgestel uit twee Griekse woorde, para en kaleo, wat die werkwoord is, wat beteken langs om te roep. Dit beteken dat dit iemand is wat geroep is om langs iemand anders te wees. So die parakletos was in 'n hofsituasie die een wat iemand anders se saak voorgestel het. En tussen hierdie persoon wat aangekla is en die regter en die jury en al die ouens opgetree het om hierdie persoon se saak na vore te bring. So net 'n paar belangrike dinge hieroor. As 'n mens hieroor kan praat. Parakletos, soos ek net nou gesê het, vertaal ons met advokaat, maar dit kan ook vertaal word met ander woorde wat 'n advokaat doen. Byvoorbeeld om raad te gee, om te ondersteun, om moed in te praat, om te help, om te bemoedig. So al hierdie woorde wat ek nou vir julle sê, speel in op hierdie woord parakletos. Maar dit is vir my baie belangrik om net met julle te praat oor hoe die Bybel hierdie woord gebruik. Dit word op 5 plekke in die Nuwe Testament gebruik, spesifiek. Belangrik, dink ek, is 1 Johannes 2 vers 1, waar Jesus self as die parakletos genoem word. Kan julle onthou wat staan in 1 Johannes 2 vers 1? My liewe kinders, as een van julle sonde doen, ons het Jesus Christus as ons, Afrikaanse vertaling, voorspraak. Hy is die parakletos. Hy is die een wat ons saak, wanneer ons sonde gedoen het, voor die Vader bring, en vir ons intree, en vir ons pleit by die Vader, ten opsigte van die sonde wat ons gedoen het. En julle sal bietjie later sien, wanneer die parakletos optree, dan gebeur daar ook ander dinge wat vanuit 'n hofsituasie terugkom na die woord toe. As ons nou hierdie gedeelte gaan lees uit Johannes 14, dan staan daar in vers 16, ek sal vir julle 'n ander parakletos stuur. Nou geliefdes, parakletos beteken, soos ek reeds gesê het, iemand wat langs jou geroep is, wat jou help en wat vir jou vertroos en wat vir jou raad gee. Die Engelse vertalings praat baie keer van comforter, iemand wat vertroos, maar as jy gaan kyk na die Griekse woord, beteken iemand wat jou vertroos, nie regtig wat hier gebeur by 'n parakletos nie. Want die parakletos moet jou saak voorstel. En nou is die woord ander vir my belangrik in hierdie vers, as die Here Jesus sê, ek gaan vir jou 'n ander voorspraak gee, of 'n ander parakletos stuur. Want in die Griekse taal is daar 2 woorde wat ons kan vertaal met ander. En dit is die woord allos, of heteros. Maar wanneer jy allos gebruik, dan is jou bedoeling totaal anders as wanneer jy heteros gebruik. En hier in Johannes 14 praat die Here Jesus van allos parakletos. Allos beteken 'n ander voorspraak, 'n ander parakleet, maar wanneer die woord ander hier gebruik word, dan bedoel dit iemand soos ek. Iemand wat presies dieselfde in wese as ek is. So die Heilige Gees, wat die Here Jesus van praat, is nie teenoor die Here Jesus nie, dit sou heteros wees. As jy heteros sou wil vertaal na 'n ander toe, Paulus gebruik dit byvoorbeeld
wanneer hy praat van 'n ander evangelie, dan sê hy, 'n ander evangelie beteken iets wat totaal in wese verskil van die evangelie. So as hy praat oor die Heilige Gees, dan sê die Here Jesus, ek gaan vir jou iemand anders stuur, ek is Parakletos, so sê 1 Johannes 2, maar ek gaan vir julle 'n ander Parakletos stuur, wat in wese soos ek is. Liefdevol persoon van die goddelike drie-eenheid. Iemand wat werklik in wese dieselfde is as ek. So geliefdes, wanneer die Here Jesus dus praat van, ek stuur vir julle 'n ander Parakletos, dan sê hy vir ons, dat hy iemand stuur, wat deur hom en deur die Vader gestuur word, om in ons lewens teenwoordig te wees, soos wat die Here Jesus in ons lewens teenwoordig is. Wanneer ek en jy hierdie verskil tussen allos en heteros verstaan, dan besef ons dat die Heilige Gees is nie 'n plan B nie. Die Heilige Gees is nie maar net nog 'n plannetjie wat Jesus ergens uitgedink het, om te sê, ek gaan nou weg, so hier is nou 'n volgende plannetjie nie. Dit is God wat deur die Gees by ons teenwoordig word en is, en sy teenwoordigheid in ons lewens manifesteer. Jy sien geliefdes, daar staan vir ons geskryf, in Johannes 16 vers 7, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, sê die Here Jesus. Want as ek weggaan, dan stuur ek vir julle die ander Parakletos. Hoekom is dit vir ons beter, dat die Here Jesus nie liggaamlik by ons is nie, maar dat hy weggaan? Natuurlik het dit te doen met die Here Jesus se bediening, wat hy in die hemel langs die Vader se troon sit, en waar hy daar heers en regeer, en van daar af heers. Maar dit het ook daarmee te doen, geliefdes, dat die voordeel by my en by jou kom, omdat die Here Jesus se liggaamlikheid net op een plek, met 1 of 2 persone, of dalk met 'n klein groepietjie, teenwoordig kan wees. Die Here Jesus in sy liggaamlike vorm, in sy liggaamlik mens wees, God wees, is soos ek en jy gebind aan plek en tyd en ruimte. Behalwe nadat die Here Jesus opgewek is, het hy 'n verheerlikte liggaam gehad, maar dan was hy nog steeds gebonde aan plek en tyd en ruimte. Maar wanneer die Heilige Gees kom, dan is hy oral. Dan is hy oral. En dit is die geheimenis wat Paulus van praat, wat God aan ons kom bekend maak, is dat die Jesus deur die Heilige Gees nou al sy kinders doop en vervul en in al sy kinders teenwoordig is. Nie halfpad nie, nie 3/4 pad nie, volledig as Gees van God in my en in jou hart en lewe. Sien geliefdes, as ons verder lees, dan sê hierdie gedeelte, die Parakletos is op 2 plekke gelyktydig. Hy is langs jou om jou saak voor God die Vader te bring. Maar hy is ook binne in jou om oralster saam met jou te wees. Ek is by julle en ek is ook in julle. Kan ek dit net probeer om dit anderster te sê, geliefdes? Voor Pinkster was die Gees by God se volk. As julle die verhaal van die Ou Testament lees, dan hoor julle onder andere by die uittog wolkkolom
vuurkolom. Julle hoor dit op 'n ander plek, wanneer die Here daarvan praat by die tent van ontmoeting of by die tempel, dat God se gees afgekom het en dat sy teenwoordigheid volledig in die tempel so was, dat die priesters en die leviete nie hulle werk kon doen nie. Ons hoor dat by die ark, wat in die allerheiligste is, dat God se blyplek daar is. Is nie oral nie, wat die mens aanbetref nie. Maar wanneer die Heilige Gees kom, dan kom hy nie om weer net oor jou te kom en weg te gaan nie. Hy kom om binne in jou te bly en vir jou te begelei en jou te bedien met sy teenwoordigheid en jou saak en jou lewe voor God te bring en vir jou God se teenwoordigheid 'n realiteit te maak. Sien geliefdes, daarom sê hierdie gedeelte, wanneer die ander Parakleet kom, dan sal hy gedurig by jou wees en in jou wees en vir jou intree. Nou, my vraag is vir myself, hoe gaan ek weet dat die Heilige Gees vir my intree by die Vader? Daar's 'n paar skrifgedeeltes wat ons net saam kan miskien kan aanhaak vanmôre. Byvoorbeeld Johannes 14 vers 26. Daar sê die Here Jesus, wanneer die Gees kom, sal hy julle leer en hy sal julle herinner aan alles wat ek vir julle geleer het. Hy sal na julle toe kom om vir julle die pad te wys. So die skrif word deur die Heilige Gees wat binne in ons is, lewend gemaak, kragtig gemaak, geopenbaar, sodat ek en jy iets van God se teenwoordigheid deur die skrif kan ontdek, sodat ons opgevoed sal wees in die geestelike ten opsigte van God en wie hy is en sy karakter, en dat ons herinner sal word aan dit wat die Here Jesus vir ons kom doen het. Die Heilige Gees is heeltyd besig om vir my en vir jou te kom bedien, sodat ek en jy al dieper en dieper kan groei in 'n verhouding met die Vader. Sien, hierdie gedeelte sê in Johannes 15:26, hy kom om te getuig. Hy kom om te getuig. Daar staan, wanneer die voorspraak kom, wat ek sal stuur, sal hy oor my getuig. Met ander woorde, die Heilige Gees leer ons, maar dan diep in ons gees en ons menswees, getuig hy van Christus se offer, sy goddelikheid, van dit wat hy vir ons kom doen het. So die Heilige Gees getuig nie oor homself nie. Die Heilige Gees help vir ons om homself te leer ken, maar dan in besonder fokus die Gees se teenwoordigheid op Christus en wat Christus vir ons gedoen het en wat hy vir ons beteken, dat hy ons verlosser is, dat hy by ons is, dat hy saam met die Vader heers en regeer, en dat ons in hom telke male nuut gemaak word, vergifnis ontvang en deur hom kan lewe. Sien, wanneer die Heilige Gees in my en jou teenwoordig is, dan kom oortuig hy ons. En dit is hier waar ek net nou gesê het, waar die Parakletos nog 'n keer van die woorde wat uit 'n hofsitting kom, vir ons na die geestelike toe deurtrek. Want wanneer hy kom oortuig, dan kom die Heilige Gees om ons te oortuig van sonde,
en van geregtigheid en van oordeel. Want die Heilige Gees kom getuig binne in my, nie net binne in my nie, binne in ons elkeen, maar nie net binne in ons elkeen nie, maar in hierdie wêreld en teenoor die wêreld, ook in hulle wat hom nie ken en dien en eer nie, kom die Gees om sonde uit te wys, deur die gewete. Daarom, al ken iemand nie Christus nie, kom deur die Gees in hulle gewete iets van die sonde na vore en word dit beklemtoon. Sien geliefdes, die Heilige Gees oortuig my dat ek verlore is en dat ek 'n verlosser nodig het. Hy kom vertel dit vir my. Hy bring my tot op 'n plek waar ek kan sê, Here, ek het U nodig. Kan nie sonder U lewe nie. En dan ook van geregtigheid. En geregtigheid gaan oor dat die prys betaal word en prys betaal moet word. Geregtigheid gaan oor vryspraak in Christus. Hy kom oortuig ons van die vryspraak wat daar is in die Here Jesus. Hy kom oortuig ons en die wêreld daarvan dat die Satan en die bose klaar oorwin is. En dat Christus, die koning en die Here, die verlosser is. Dat wanneer iemand in hom vashou, daar vir hulle genade is. Sien geliefdes, die Heilige Gees kom, en hy kom om Christus te verheerlik. Behalwe dat hy getuig van die Here Jesus, behalwe dat hy ons kom oortuig dat in Christus daar vir ons nuwe lewe is, kom verheerlik hy Christus in ons lewe. Dit beteken dat hy Christus verhoog, dat in ons gedagtes en in ons gees ons te doen kry met Christus wat in ons lewe alles word, koning word. Sien, hy kom om ons in die hele waarheid in te lei, want hy is die Gees van die waarheid. En wanneer hy teenoor ons getuig, en wanneer hy namens ons lewe en ons saak voor God bring, dan doen hy dit in waarheid. Die Heilige Gees kom nie met leuns na die Vader toe nie. Hy kom in waarheid. Hy lei ons in die waarheid. So wanneer ek en jy nie weet wat ons moet doen nie, en wanneer ons dalk sukkel om die regte pad te kry, en soek na dit wat werklik waar is, dan kom die Gees en hy kom lig dit uit in ons binneste, in ons gedagtes, in ons gemoed. Sien geliefdes, die gevolgtrekking is daarvan dat die Here Jesus 'n ander parakletos vir ons stuur, is dat in ons ganse geestelike reis, in die voorbereiding om tot geestelike geboorte te kom, nadat ons tot wedergeboorte gekom het, ook in ons pad van heiligmaking, sê dit vir ons dat die Heilige Gees vir ons intree by die Vader. Ons saak vir die Vader bring, maar dat hy ook diep binne in ons bemoedig, ons help, ons in sy liefde neem, vir ons die pad wys, vir ons laat groei. Die Gees is in ons teenwoordig. Dit staan vir ons geskryf in Romeine 8 oor die Heilige Gees, wanneer ons nie meer weet hoe om te bid nie, wanneer ons stil geword het, omdat ons hartseer is, omdat goed met ons gebeur het, omdat ons in rousmart is, omdat ons siek geword het, omdat ons verneder word of wat ook al, dan kom die Gees en hy vat dit wat binne in ons is en hy bring dit voor die Vader.
Maar ons weet ook, geliefdes, dat ons in die Here Jesus ook 'n voorspraak het, 'n parakletos het. Hy kom wanneer die sonde in ons lewe na vore tree. En sekerlik ook op baie ander maniere deur die werkinge van die Heilige Gees. En hy bring ons en ons saak voor die Vader. Daarom is ons gebede nie vrugteloos nie. Daarom is ons gebede nie sonder adres nie. Daarom is ons gebede, al voel ons soms anders, in die troonsaal van die Vader. Mag ek en jy ons verbly, omdat die Heilige Gees ons advokaat is, omdat die Here Jesus ons advokaat is, omdat ons nie vergete is nie, maar dat die Vader gedurig deur ons onthou, omdat die Gees en die Here Jesus ons en ons saak voor die Vader bring. Hemelse Vader, ons kom na U toe vanmôre, om te kom vra dat U deur U Gees en deur U genade werk, ons so sal verbly, ons so bewus sal maak, daarvan dat ons nie alleen is nie, al is ons alleen in die huis of in die kamer, of alleen wanneer ons treur of swaar kry. Geestelik, in ons verhouding met U, is U altyd teenwoordig. Met die liefde en die genade en die vertroosting van die Here Jesus, van die Vader en van die Heilige Gees. Help ons, Vader, om bewustelik te lewe met hierdie wete. Ek, elkeen van ons, is teenwoordig in die troonsaal van God, deur die werkinge van Christus en van die Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan afsluit met lied 442, Gees van God wat in my woon. Kom ons staan, dankie Annetjie. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, kom heilig my, breek die woord vir my. Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, voor my tot hier. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, vul my al meer, voor my tot hier. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees en siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom.
Amen. Geliefdes, mag die Here julle ryklik seën vandag en ook in hierdie week. Lewe in sy teenwoordigheid.